Ons gaan nou gou in hierdie klas net 'n bietjie vinnig kyk na hoe om verskillende algebraïese terme bymekaar te tel, spesifiek net optelling. Maar wat jy in gedagte moet hou, en dit is iets wat ek wil hê jy moet onthou voordat ons nog kyk na die vraag wat op die skerm is die volgende. As ek vir jou iets gee soos 1 appel plus 1 appel, dan weet jy mos die antwoord is 2 appels. Dit behoort jy te weet. 'n Appel plus 'n appel is 2 appels. As ek byvoorbeeld nou soos wat ons tipies in algebra doen, nie daardie getal daar skryf nie, as ek net sê appel plus 'n appel, dan behoort jy mos nog te weet. Dit impliseer dat daar eintlik 'n 1 daar en 'n 1 daar staan, so die antwoord is nog steeds 2 appels. As ek egter gaan en ek sê vir jou, daar is 1 appel plus 1 peer, dan beteken dit, daar's 1 appel en 1 peer. Daar's nie skielik 2 pappels nie, want 'n appel plus 'n peer is nie skielik iets anders nie. Wanneer jy later gaan werk in algebra met mal, dan kan jy appels en pere bymekaar sit. Maar vir nou, omdat ons werk spesifiek net met optelling van algebraïese uitdrukkings, en ons gaan later kyk na aftrek van algebraïese uitdrukkings, dan moet jy soek vir dieselfde dinge. En daar gaan dit help as jy jouself 'n vrugtenaam byvoorbeeld neerskryf in plaas van 'n veranderlike. Wat jy moet onthou, as jy byvoorbeeld in Rusland gebly het en jy lees hierdie Afrikaanse woord, appel, of daardie Afrikaanse woord, peer, dan beteken dit niks. Jy ken nie Afrikaans nie, jy weet nie wat dit beteken nie, dis net 'n klomp letters. Nou in wiskunde, om daardie probleem op te los, vervang ons dan nou gewoonlik die Afrikaanse of die Engelse of die Russiese woorde met 'n enkele letter van die alfabet, soos byvoorbeeld X. So nou is 'n appel is X, dan is daardie tweede appel ook X. So nou sit ons met 1X plus 1X, en dan gee dit vir ons 2X. Nie 2X kwadraat of iets anders nie, onthou dis nog steeds appels. Jy werk nog steeds net met appels, jy kyk net na die getalle wat vooraan staan. En as jy nou gehad het 'n appel plus 'n peer, sou dit tipies iets gewees het soos X plus Y. Dit word nie skielik XY nie, want dit is plus. Die appel plus 'n peer bly nog steeds appel plus 'n peer. Maar vervang gerus die veranderlikes, die alfabetiese letters. Vervang dit gerus met 'n vrugtenaam wanneer jy werk. En dan gaan jy agterkom dat die optel en aftrek baie makliker gaan wees om te doen. So as ons nou teruggaan na ons oorspronklike vraag toe, en ons gaan kyk na die eerste ene wat hulle daar vir ons gee, dan sê hulle X plus X. Nou dit is iets waarna ons nou net gekyk het. Jy kan in die plek van daardie eerste X kan jy gaan skryf appel. Daar is weer presies dieselfde ding, dis ook 'n X, so jy gaan daar weer kan skryf appel, en dan sit ons met 'n appel plus 'n appel, is dan gelyk aan 2 appels of 2X. Nou kyk nou mooi wat gebeur op die volgende lyntjie. Nou sit ons met X kwadraat plus X kwadraat. Maar dit is nog steeds presies dieselfde goed. Jy kan nog steeds daardie ene gaan skryf as appel, en jy kan daardie ene gaan skryf as appel, en dan word dit 'n appel plus 'n appel is 2 appels, en die appel is nou maar net X kwadraat. So in die eerste lyntjie was ons appel die X. Nou is ons appel die X kwadraat. Die beginsel is, dis nog steeds presies dieselfde goed. Ons mag nie goed bymekaar tel wat nie dieselfde is nie, maar ons mag hulle wel bymekaar tel as hulle dieselfde is. So X kwadraat plus X kwadraat is 2X kwadraat. En selfs al vervang ons dan nou die getalle vooraan met iets anderste, soos hier, 3X kwadraat plus 7X kwadraat, dan kan jy sê, dit is 3 appels plus 7 appels is gelyk aan 10 appels. So nou gaan skryf jy dood eenvoudig net 10X kwadraat. In die plek van die appel skryf jy nou maar net X kwadraat. Die volgende ene, wat ons gaan kyk, raak nou net nog 'n bietjie meer kompleks, maar dieselfde beginsel geld. Daar het ons a tot die mag 3 x kwadraat. Daar het ons a tot die mag 3 x kwadraat. So presies dieselfde, dis 'n appel en dis 'n appel, of 3 appels plus 7 appels, presies dieselfde as wat ons in die vorige lyntjie gehad het. 3 appels plus 7 appels is 10 appels. Wat is appels? Wag 'n bietjie, dit is a tot die mag 3 x tot die mag 2. Solank as wat hierdie goed wat jy mee werk, die algebraïese uitdrukkings, presies dieselfde is, kan jy hulle bymekaar tel, want dan is dit appels en appels. Nou daardie vraag wat ons nou net na gekyk het, kan ook vir jou gevra word soos daardie, waar hulle vir jou net vra om dit vertikaal op te tel, en dan gaan jy nou maar net sê 3 plus 7 is 10, en dit is a tot die mag 3 x tot die mag 2. Presies dieselfde gedagte.
of jy hulle langs mekaar skryf, of jy hulle onder mekaar skryf, jy tel hulle op, deur te kyk na die getalle vooraan, solank as wat dit wat jy in terme van algebra het, daardie uitdrukkings of daardie uitdrukkings, solank as wat hulle presies dieselfde is, dan kan jy die getalle net by mekaar tel.